Shabbat Shalom, dis 'n wonderlike Saterdagmôre en ek eer die lewende God vir sy seëninge, sy liefde, sy genade en barmhartigheid. Ek glo en vertrou, dit gaan goed met elkeen van julle. Ek hoop julle is warm en ek hoop julle is veilig. Ek sien Suid-Afrika is getref deur storms regoor en veral in die Kaap en ek wil almal groet in die Kaap vanmôre met die liefde en die genade van die lewende God en ek glo en vertrou dat dit goed gaan met jou en dat jy veilig is, want dis my hartsbegeerte om te weet dat Abba Vader is met jou. So mense, dit gaan rof daar buite, dit gaan baie rof daar buite en ek weet natuurlik dat ons lewe in die laaste dae en die woord kom en gee dit vir ons deur in die boek van Matteus hoofstuk 24 dat ons lewe in die laaste dae. Ons lewe in die laaste dae en dis baie duidelik dat in die laaste dae sal dit wees soos die tyd van Noag en die tyd van Lot. So die tyd van Noag en die tyd van Lot. So wat het Yeshua bedoel met dit? Wat het hy bedoel met dat die laaste dae voor Yeshua se koms gaan dit wees soos die dae van Noag en die dae van Lot? Wat het hy daarmee bedoel? En wat was die kenmerke in daardie tyd? Ek dink is belangrik om te weet, veral as ons nou die besef kry dat ons lewe in die laaste dae, dink ek dis noodsaaklik vir my en jou om te weet wat is die kenmerke van die tyd van Noag en die tyd van Lot en hoe pas dit vandag in ons lewe in? Want jy sien ons moet dit weet want daar is 'n leengees wat oor hierdie wêreld is en daar's 'n leengees onder profete. En daardie leengees is besig om pos te vat reg oor Suid-Afrika, reg oor die wêreld en is belangrik om die kenmerke te weet van die tyd van Noag en die tyd van Lot. So in die tyd van Noag was die Nephilim was nou natuurlik daar gewees en is die vermenging met die DNA van die mens en ons sien dit vandag ook. Hulle probeer alles in hulle vermoë. Daar's nou weer 'n nuwe virus wat sy kop uitsteek. Wat eintlik nie 'n virus is nie, maar hulle dryf weer om inspuitings te gee, want die inspuiting is sommer nou al klaar reg. So hulle wil dit druk sodat mense weer goed in hulle DNA kan inkry, die vermenging van die menslike DNA deur vreemde dinge, om die mense DNA aan te tas en dit was die plan gewees van die begin af. So ons sien in die dae van Noag en die dae van Lot was die harte en die begeertes net boos en vol onheil. En ons sien dit in vandag se tyd ook. Die harte en gedagtes was net boos en vol onheil en daar's geen begeerte gewees vir heiligheid en om Jahwe te behaag nie en ek sien dit vandag ook. Daar is geen begeerte meer vir heiligheid en om Jahwe te behaag nie. Daar was in daardie tyd ook 'n blaatante, doelbewuste ongeregtigheid. Daar's 'n minagting gewees teenoor die Skepper, Jahwe ons Elohim en ons sien dit vandag ook. Daar's 'n blaatante, doelbewuste ongeregtigheid. Mense, kyk net so 'n bietjie wat rondom jou aangaan en wat gebeur reg oor hierdie wêreld. Dis asof hulle blaatant is in terme van hulle optrede en hulle is besig om die lewende God eintlik probeer uitdaag. En dis wat besig is om te gebeur en daar's mense wat dit baie bekend maak en is bekende mense wat dit bekend maak om te sê maar daar bestaan nie so iets soos 'n God nie. Daar bestaan nie so iets soos geregtigheid nie. Hulle glo nie in die woord nie en hulle glo nie in die lewende God nie en hulle staan nie daarvoor nie. Hulle kan ons maak en doen wat hulle wil. So daar is ook in daardie tyd was daar waarskuwings gewees en die feite was geïgnoreer. En net soos vandag is daar ook waarskuwings wat oor hierdie wêreld gaan, veral in hierdie tyd waarin ons lewe, daar's soveel waarskuwings en die feite op die tafel word vandag geïgnoreer. So hulle glo eerder die leuen as wat hulle die waarheid glo. Die leuen word eerder geglo as die waarheid. En nou sê mense, en in daardie tyd, in die tyd van Noag en in die tyd van Lot, wou hulle eerder geoordeel word deur Jahwe as om sy vergifnis, sy vrymaking en sy verlossing te ervaar. En ons ervaar dit vandag ook. Mense wil eerder veroordeel word
deur Jahwe geoordeel word, as om sy vrede, sy vrymaking, sy verlossing en sy vergifnis te ervaar. Ek meen, wat is nou makliker? Om te staan voor die oordeel van die lewende God, of om sy seun te aanvaar en die offer wat hy vir my en jou kom doen het? Wat is makliker? Die oordeel of om die offer te aanvaar? Dis mos makliker om die offer te aanvaar. Dis mos makliker om vergifnis te kry en vrymaking, verlossing te kry, as om geoordeel te word deur die lewende God. Maar wat doen die mensdom? Die mensdom wil eerder geoordeel word deur Jahwe. Want praat jy nou so 'n bietjie met iemand en gee vir hom uit die woord uit skrif en sê vir daai persoon, hoor hierso, ek wil jou vermaan, jy moenie so lewe nie, jy moet so lewe. Wat is daai persoon se reaksie? Jy mag my nie oordeel nie. Net God mag my oordeel, jy mag my nie oordeel. Jong, dis darem maar die gedeelte in Vader se woord wat alle mense ken. Maak nie saak wie jy is nie. Alle mense ken dit. Die grootste sondaar, selfs die grootste ateïs, weet wat in die Bybel staan en hy ken daai gedeelte wat sê, maar jy mag my nie oordeel. Maar dan sê daai persoon, nee, net God mag my oordeel. Dan dink ek, okay, so die God wat woon in heerlikheid en majesteit, die alomteenwoordige, die skepper van hemel en aarde, wat 'n woord gespreek het en dinge het ontstaan, die verterende vuur, die God wat almagtig is, daardie God, wat sit op die troon en uit sy troon uitvloei daar 4 vlamme, en daardie God wat oordeel in geregtigheid en wat met die asem van sy mond die wêreld gaan uitwis, daai God mag jou oordeel, maar ek as mens mag jou nie reg help nie. Eers, dis daarom 'n hartseer om te dink dat mense verstaan nie wat hulle sê nie. Ek wil eerder deur mense reg gehelp word om te sê, my boetie, my sussie, luister gou baie mooi. Hierdie is verkeerd. Die woord sê die volgende. Ek wil eerder deur mense reg gehelp word as wat ek voor die lewende God staan en ek word geoordeel, want dan sit verby. So mense, hulle aanvaar eerder die oordeel as wat hulle sy vergifnis, sy vrymaking en sy verlossing wil aanvaar. Dis hartseer om te sien, mense. En hoekom gebeur dit? Want daar is 'n leengees wat daar buite is. Daar's 'n leengees wat natuurlik verkondig word om te sê dat daar is nie 'n God nie, dis okay, jy sal dit maak, almal is op pad hemel toe. Ek was nog nooit by 'n begrafnis, waar daai persoon hel toe is nie, nog nooit. Maak nie saak wie dit is nie, almal is hemel toe. Almal is hemel toe. Elke liewe persoon. En dan kyk ek die slideshow wat opgesit word, dan hoor ek nou natuurlik die getuienisse of die huldeblyk van hierdie persoon, en dan kom ek agter, maar eers is daar 'n verskriklike lewe wat hierdie ou geleef het. Maar hy's hemel toe, my maat. Hy's hemel toe. Hy's nou op 'n beter plek. En almal is sommer net hemel toe. Maak nie saak hoe jy gelewe het nie. Dit is hartseer om te sien dat daar is 'n leengees daar buite en mense eet dit op so soetkoek. Nou kom ek vat jou gou na die woord. In die boek van 2 Kronieke, hoofstuk 18. So, blaai soontoe. Ons gaan 'n paar verse daar uithaal. Jy kan die hele gedeelte gaan lees by die huis. 2 Kronieke, hoofstuk 18, en ons lees vanaf vers 3. Toe sê Agab, die koning van Israel, vir Josafat, die koning van Juda, sal u met my saam na Ramot in Gilead trek? En hy antwoord hom, ek is soos u, en my volk soos u volk, en ons sal saam met u in die oorlog wees. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê, raadpleeg tog eers die woord van Jahwe. Toe laat die koning van Israel die profete 400 man bymekaar kom en sê vir hulle, sal ons teen Ramot in Gilead trek om te veg, of sal ek dit laat staan? En hulle antwoord, trek op, en Elohim sal dit in die hand van die koning gee, maar Josafat sê, is hier nie nog 'n profeet van Jahwe, dat ons deur hom kan raadpleeg nie? En die koning van Israel antwoord Josafat, daar is nog een man om Jahwe deur hom te raadpleeg, maar ek haat hom,
Want hy profeteer oor my niks goeds nie, maar altyd onheil. Dit is Micha, die seun van Jimla, en Josafat sê, die koning moenie so spreek nie. So in hierdie gedeelte, kom ek skets gou vir jou die prentjie, in hierdie gedeelte kom die twee konings bymekaar, en Agab sê nou natuurlik vir Josafat, hoor hierso veg saam met ons, want die Arameërs trek op om teen Israel te veg, en nou moet hulle plan maak, nou moet hulle weet, en hulle moet probeer hoor of die regte besluit is om uit te gaan, om te gaan veg. En hier is 'n klompie profete, daar is 400 profete, wat nou natuurlik profeteer met 'n leengees. En nou kom dit, en nou kom hulle by Micha, en nou sê Josafat, hoor jy, soms daar nie nog iemand nie, laat ons net seker maak. 400 profete het nou geprofeteer, maar weet jy wat, ek is nog nie seker nie, is daar nie nog iemand wat 'n woord van Jahwe kan bring nie? En nou sê Agab, hy sê, ja, daar is nog 'n persoon, maar ek haat hom, want hy profeteer oor my niks goeds nie. Hierdie persoon, Micha, was nou natuurlik 'n ware profeet van Jahwe. En kyk wat gebeur in hierdie gedeelte, en Josafat hoor nou by Agab, en Agab sê vir hom, hoor hierso, ek haat hierdie ou. Weet jy hoekom? Die leuen haat die waarheid. Jy moet dit weet, die leuen haat die waarheid. Die leuen haat geregtigheid. Die leuen haat heiligheid. Dis wat gebeur. So hy praat van Micha en hy sê, want ek haat hom, want hy profeteer oor my niks goeds nie. Want hierdie profeet was werklik waar 'n profeet van Jahwe. So Micha was in die gevangenis, want Agab het hom gehaat, Agab het hom toegesluit, want hy het elke keer geprofeteer teen Agab, want Agab was 'n goddelose koning. Hy was 'n goddelose koning, en die profete van daardie tyd het altyd geprofeteer, dat mense moet terugkeer na Jahwe, dat mense moet bekeer, dat hulle sonde moet laat staan, dat mense moet terugkeer na die woord van Jahwe, sy insettinge, sy verordeninge, en sy wet. Dit was 'n ware profeet. Ek sien in vandag se tyd is daar baie profete, maar ek sit 'n vraagteken agter dit alles, want Deuteronomium hoofstuk 13 sê vir my presies hoe moet 'n ware profeet optree, en wanneer ek kyk na die profete wat vandag lewe, dan sit ek 'n vraagteken agter dit, want hulle lewe nie soos die woord sê nie. Hoekom nie? Want daar's 'n leengees onder die profete vandag, daar's 'n leengees. Want jy sien, mense wil hoor wat hulle wil hoor. Mense wil in die gehoor gestreel word, in steede daarvan om te hoor jou sonde en ongeregtigheid veroorsaak 'n skeidsmuur tussen jou en die lewende God. Laat staan dit, bely dit, kom terug na hom en bekeer jou van jou verkeerde weë en kom terug na sy wet, sy insettinge, sy verordeninge. Mense wil nie dit hoor nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle stel nie daarin belang nie. Mense wil hoor hoe gaan dit met hulle en hoe great is die mens en hoe geseënd is hulle en wat hulle alles gaan ontvang. Dis wat die mens wil hoor. En ongelukkig as gevolg daarvan is daar 'n leengees wat hierdie wêreld begin affekteer. Maar jy sien, Micha was in die gevangenis gewees. Hoekom? Want hy was 'n ware profeet van Jahwe ons Elohim. So Agab het hom in die gevangenis gegooi, want hy het waarheid geprofeteer. Hy het die waarheid gepraat. So wat dink jy? Gaan die wêreld doen met jou, wat die waarheid van Jahwe se woord glo, en dit verkondig? Wat dink jy gaan hulle doen? Gaan hulle jou haat? Natuurlik gaan hulle jou haat. Natuurlik gaan hulle jou haat. Maar kyk gou hier. So Agab is eintlik 'n tipologie van die anti-kris, want Agab regeer. As 'n tipologie van die anti-kris, dan is daar 'n valse profeet met die naam van Sedekia in hierdie gedeelte. Die Sedekia, hy dryf alles. Hy is die valse profeet, hy het heel eers geprofeteer, die ander profeteer saam met hom. Hy's eintlik 'n tipologie van die valse profeet. En dan is daar 'n diersisteem, en die diersisteem is eintlik die 400 profete wat almal uit een mond uitpraat. En hierdie 400 profete sê nou natuurlik, jy moet sê wat ons sê. Micha, jy moet sê wat ons sê. En is eintlik die merk van die dier. Want jy moet hom vat, en jy moet doen wat ons doen.
En jy moet inkom waar ons is, en jy moet sê wat ons sê, en jy moet glo in wat ons glo, en as jy dit nie doen nie, is jy 'n outcast, dan is jy buite die sisteem, want jy sien, die anti-kris regeer, Agab regeer, daar's 'n valse profeet, dan is daar 'n diersisteem. So mense, ons sien wat in hierdie wêreld vandag aangaan in terme van die leengees onder die profete wat so besig is om die diersisteem in werking te kry, die een wêreldstelsel in werking te kry, want jy sien almal moet die leen glo. Almal moet die leen glo. En daar is nou natuurlik Agab, wat nou natuurlik die anti-kris verteenwoordig, hy pas beheer toe, en so is die anti-kris sisteem alreeds in werking, wat probeer om beheer toe te pas oor hierdie wêreld. Kyk net so 'n bietjie, in Suid-Afrika is daar reeds beheer wat toegepas wil word met die regulasies van die gemeentes in Suid-Afrika. Dan is daar 'n digitale ID system wat hulle oor Suid-Afrika wil bring en ook die res van die wêreld. En dan natuurlik die beheer wat toegepas word met die forceerde inspuitingsmandaat. En dit was 'n paar jaar terug gewees en dit kom weer. Jy moet dit weet, dis hoekom daar 'n leengees is oor hierdie kwansynse virus wat nou plaasvind, en dis eintlik is dit maar net weer 'n plan wat die wêreld het om mense te beheer. Maar ons gaan nie vir daardie plan val nie, want hulle probeer weer eens om 'n forceerde inspuitingsmandaat op die been te rig. Dan met die Bella-wet onder die skole, dis beheer wat hulle toepas. Dan is daar 'n digitale naspeuring. Met ander woorde, jy word dopgehou op sosiale media, word jy dopgehou. Daar is 'n sisteem wat in plek is en dit gaan al hoe erger word. En jy kyk in die buiteland, is hulle alreeds besig met facial recognition en met al hierdie dinge om jou te beheer. En as jy sekere dinge verkeerd doen, dan is jy nou nie 'n goeie citizen volgens hulle standaard nie, en dan word daar dinge van jou ontneem. So dis alles dinge wat nou natuurlik wil plaasvind om beheer toe te pas, en dan natuurlik die grootste leengees wat ook daar buite is nou natuurlik die mediaverklarings en die nuuskanale. Wat jy sien, hulle tree eintlik op soos profete, maar dis 'n leengees van die profete wat valse dinge vir ons voorhou. En jy kyk ook nou natuurlik na die AI-sisteem wat vandag hier is, wat jy kan nie eers meer glo, wat is die waarheid en wat is die werklikheid nie. So kom ons gaan terug na 2 Kronieke hoofstuk 18. So Sedekia profeteer en al die ander profete profeteer ook, dat die koning oorwinning gaan behaal oor die Arameërs. So dis wat hulle profeteer. Want jy sien, dis wat die koning wil hoor. En hoeveel keer is daar nie mense wat van 'n platform af sekere goed sê, want dis wat die mense wil hoor. En wanneer jy nou 'n boodskap bring, wat so 'n bietjie die hart tref, en vir die mense sê, hoor so, kom terug en keer terug na die lewende God, dan wil mense dit nie hoor nie, hulle sit dit af, hulle wil dit nie hoor nie, en dan beweeg mense weg van daardie bediening af. Dis hartseer om te sien. Maar Sedekia profeteer en al die ander profete profeteer alles wat Agab die koning wil hoor. En hierdie is nie iets niets nie, mense. Hierdie is nie iets niets nie, dat die meerderheid die verkeerde pad wil wandel nie. Dis nie iets niets nie. Jesegiel 23 vers 2 sê, jy mag die meerderheid nie volg in die verkeerde dinge nie. Jy mag in die regsaak geen getuienis af lê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. So met ander woorde, jy mag nie die meerderheid volg in die verkeerde dinge nie. So ek kan nie die meerderheid volg in wat verkeerd is nie. Ek moet hou by die waarheid van God se woord. Ek moet hou by die waarheid. En net soos wat Vader my opgerig het om 'n ware profeet te wees, om 'n profeet te wees vir die nasies en vir Suid-Afrika en vir die volk, is dit so belangrik dat ek moet hou by die waarheid, en as ek nie hou by die waarheid nie, het ek moeilikheid.
Maar daar is soveel leengees profete daar buite, profete wat gevul is met 'n leengees wat vir mense wil gee en hoor of profeteer of deurgee wat hulle graag wil hoor. Want mense wil hoor hoe goed hulle is en mense wil hoor hoe great hulle is en mense wil hoor al hierdie nice goed en hoe fantasties die mens is. Mense wil dit hoor. Maar hulle wil nie hoor hulle verantwoordelikheid nie. En dis 'n baie hartseer saak. Nou kom Micha en Micha profeteer die waarheid. Gaan lees die hele gedeelte, ek haal net 'n paar verse uit, maar gaan doen jouself 'n guns, gaan lees die hele gedeelte. Nou kom Micha en hy profeteer die waarheid. 2 Kronieke 18 vers 16 tot 17. Daarop antwoord hy: Ek het die hele Israel gesien, verstrooid op die berge, soos skape wat geen wagter het nie. En Jahwe het gesê, hulle het geen heer nie, laat hulle elkeen in vrede teruggaan na sy huis. Toe sê die koning van Israel vir Josafat, het ek u nie gesê, hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil. Jy sien, al wat Micha gedoen het, is om die waarheid te praat, want Sedekia, die valse profeet, en die 400 ander profete, almal praat uit een mond uit, o koning, jy gaan oorwinning behaal, koning, kyk hier's 2 horings, en dis die horings wat jy nou natuurlik die Arameërs mee gaan verstoot, en hy profeteer net die mooi dinge, en Agab eet dit op so soetkoek, en hier kom Micha en hy sê, pas op, hier kom 'n oordeel, En nou sê Agab vir Josafat, hy sê, kyk hierso, hy profeteer niks goeds oor my nie. Weet jy hoekom? Want Vader wil 'n oordeel bring oor die goddelose koning, wat nie wil luister nie, wat sy rug gedraai het op Jahwe, en agter Baal aangeloop het, en afgode toegelaat het in sy lewe. Maar weet jy wat? Micha waag dit om die waarheid te praat, omdat Jahwe werklik met hom is. Hy waag dit. En kyk wat gebeur hier in 2 Kronieke 18 vers 21 tot 22. En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leengees word in die mond van al sy profete, en hy sê, jy sal oorhaal, jy sal ook oorwin, gaan uit en doen so. En nou kyk, Jahwe het 'n leengees in die mond van hierdie profete van u gegee, terwyl Jahwe tog onheil oor u gespreek het. Hier is daarom 'n harde woorde wat Micha sê. Hy sê, Jahwe het 'n leengees in die mond van hierdie profete van u gegee. Hoekom gee Jahwe aan hulle 'n leengees? Luister wat sê die woord. Jahwe het aan hulle 'n leengees gegee. Hoekom het Jahwe aan hulle 'n leengees gegee? Right, kom ek verduidelik gou iets. Daar is in die geestesriem is daar bose geeste, daar's bose magte, daar's owerhede, daar's wêreldheersers. Daar is entiteite in die geestesriem, alles bose magte. So daar is 'n bose gees, daar is 'n leengees in die geestesriem. Dit beteken nie dat hierdie leengees kom van Jahwe af nie, want Vader Jahwe is waarheid. Daar is nie 'n leuen in hom nie. Daar is nie duisternis in Jahwe nie, daar is net lig. Maar Vader is in beheer van alles. En alles is ondergeskik aan die autoriteit en die gesag en die heerskappy van Jahwe ons Elohim. As jy mooi daaraan dink, die duiwel en sy trawante is eintlik niks. Dis eintlik niks. Onthou een ding, Vader het nie 'n geveg tussen die duiwel en sy bose magte nie. Vader het nie 'n geveg teen hom nie. Die duiwel kan nie met hom vergelyk word nie. Klaar. Kan nie met hom vergelyk word nie. Daar is nie hierdie konflik soos wat mense dink in die geestesriem tussen Vader en die demoniese magte nie. Daar is nie daai konflik nie. Alles is ondergeskik gestel aan Vader Jahwe. Die konflik wat daar is tussen die mens en die demoniese magte. Dis waar die konflik is. En die engele veg vir jou en saam met jou wanneer jy bid teen die demoniese magte. So, waar kom hierdie leengees vandaan? Hierdie leengees kom vandaan waar Vader die toegang gee en die oop deur vir hierdie leengees
om deur mense te manifesteer. Hoekom? Want hulle wil. Hulle draai hulle rug op Jahweh. Hulle draai hulle rug. So met ander woorde, Vader laat dit toe dat die demoniese magte manifesteer. Dit kom nie van Vader af nie. Hy gee nie die leengees nie. Hy laat net hierdie entiteit, hierdie demoniese mag, hierdie leengees toe om deur mense te funksioneer. En hoekom doen hy dit? Hoekom gee hy dit? Juis om oordeel te bring oor hulle wat wegdraai van sy weë, wat sy verbond verbreek en afgodery aanhang. Hy doen dit juis sodat daar 'n oordeel kan kom. Hy doen dit juis. Luister wat sê die woord 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 10 tot 12. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, en daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen, ek het hier in hakkies gesit, die leengees te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. So hier sê die woord dit baie duidelik, dat Vader doen dit juis, sodat daar 'n oordeel kan kom vir die wat die geregtigheid nie wil hê nie, wat 'n behaag het in die ongeregtigheid, wat natuurlik agter afgodery en bose magte aanloop. So, hier sê Vader dit, uit sy woord uit, ek gaan hulle oordeel. So hy stuur vir hulle die krag van die dwaling om die leuen te glo, die leengees, en weet jy wat gebeur? Hierdie ouens dink hulle is reg. Eers dis hartseer mense. Hulle dink hulle is reg. Want hierdie 400 profete en Sedekia, wat natuurlik geprofeteer het, hy dink hy doen reg. Johannes 3 vers 19 tot 20, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie in die lig nie, dat sy werke nie bestraf word nie. In ander woorde, dis mense wat in duisternis wandel. Galasiërs 4 vers 16, het ek dan julle vyand geword, deur julle die waarheid te vertel. En dis presies wat gebeur, mense. Dit het gebeur met Micha. Hy het 'n vyand geword, omdat hy die waarheid verkondig. Dit gebeur met my, wat die woord verkondig. Ek word 'n vyand vir soveel mense daar buite, omdat ek die waarheid verkondig. En mense vat my aan, hulle haal my uit op sosiale media, hulle stuur vir my boodskappe, hulle gee comments op YouTube, ensovoorts, maar is okay. Dis okay. Is okay as hulle my vyand geword het. Ek gaan nie ophou om die waarheid te vertel nie. En nou, kom ons gaan terug na 2 Kronieke, hoofstuk 18 vers 23. Nou kyk wat gebeur hier. Kyk wat gebeur hier. Hierdie is nou Sedekia. Hy is nou die hoofprofeet uit hierdie 400. Hy is nou die hoofprofeet. Hy is eintlik 'n tipologie van die valse profeet. Vers 23. Daarom kom Sedekia, die seun van Kanana, nader en hy slaan Micha op die kakebeen en sê, langs watter weg het die gees van Jahweh van my af weggegaan om met jou te spreek? Ja. Met ander woorde, Sedekia sê, hoorie so, wie dink jy is jy? Nou kom Micha en hy profeteer die waarheid, hy profeteer anders as wat Sedekia sê, en hy profeteer die waarheid, en hier kom Sedekia, en hy tree op, en hy sê hierdie woorde, hy sê, langs watter weg het die gees van Jahweh van my afgewyk om met jou te spreek? So hoe tree hierdie valse profeet op? Hoe tree hy op? Kan ek vir jou sê? Hy tree op met haat, hy tree op met geweld, hy tree op met selfregverdiging, en hy tree op met ontkenning. Dis hoe hy optree. En ek sien in hierdie wêreld is daar soveel profete wat 'n leengees het, wat optree met haat, geweld, selfregverdiging en ontkenning. Mense, en hierdie is nie net op 'n geloofsvlak nie. Hierdie is op 'n sekulêre vlak ook.
Want jy sien die oomblik as jy my nou aanvat, wat ek nou identifiseer, eintlik nou as 'n vrou, maar ek is gebore 'n man, nou identifiseer ek as 'n vrou, en nou kom mense en hulle praat die waarheid, hoe tree daai persoon op? Met haat, met geweld, met selfregverdiging en ontkenning. En hoe durf jy? Hoe durf jy nou vir my iets sê, want ek het mos nou die gees van die lewende God. En is ongelukkig wat vandag plaasvind, daar is 'n leengees onder die profete, want mense staan op 'n platform, mense staan op 'n kansel en verkondig vir 'n gemeente leuns om te sê, dis okay, jy kan maar rook, jy kan maar drink, jy kan maar hoereer, jy kan maar al hierdie dinge doen, dis okay, die lewende God het jou lief net soos wat jy is. Dis okay mense, jy's op pad hemel toe. En nou sien ons dat die wêreld het al so geskuif na 'n era waar die valse profete, die valse leengees wat nou al funksioneer al van die platform af waar daar mense staan met 'n valse sienswyse en hulle sê dis okay om man en man te trou, dis okay om vrou en vrou te trou, dis okay om gay te wees, om skeef te wees, dis okay om al hierdie goed te doen, want Vader het jou lief net soos wat jy is, en hy het jou tog so geskape. En dis presies hoe die liberaliste in hierdie wêreld optree vandag met hulle ideologie. So Sedekia glo dat hy profeteer deur die gees van Jahwe. Want luister wat sê hy. Hy sê hierdie woorde, hy sê langs watter weg, hy praat met Micha. Hy sê langs watter weg het die gees van Jahwe van my afgewyk om met jou te spreek. So Sedekia glo met alles wat in hom is, glo hy dat hy praat en hy profeteer uit die gees van Jahwe. Want wie is hierdie profete? Hierdie is almal Baal-profete mense. Hierdie is almal Baal-profete. Hierdie is almal profete wat alleen verkondig, want Agab is nou natuurlik die hoofman onder hulle almal wat afgoderry ingebring het, hy en Jezebel, wat afgoderry ingebring het in Israel, en almal hardloop agter Baal aan. En ongelukkig sien ons vandag, in hierdie tyd waarin ons lewe, hardloop almal agter Baal aan, en daar's 'n klomp Baal-profete met 'n leengees, wat 'n leen verkondig vir mense daar buite. En hulle glo, hulle doen dit uit die gees van Jahwe. Tja. En hy sê, Sedekia sê, langs watter weg het die gees van Jahwe van my al weggegaan, om nou met jou te praat. En mense sê mos, ja, maar ek het mos die gees. En ek het mos gestudeer, en ek het mos nou geleer, en ek ken mos nou die woord van die Here. Dus Sedekia glo dat hy profeteer deur die gees van Jahwe, en hierdie het nog nie verander nie mense, want het gebeur vandag nog presies dieselfde. Mense glo, hulle doen dinge in die gees van Jahwe. Kyk wat sê Johannes 16 vers 2 tot 3. Hulle sal julle in die sinagoge ban, ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink hy 'n diens aan Elohim bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. So met ander woorde, hulle val mense aan, en hulle dink maar hulle doen 'n diens aan Jahwe, en hulle dink maar hulle ken hom, maar eintlik ken hulle hom nie. Yeshua praat met die godsdienstleiers van daardie tyd, hy praat met die Fariseërs en die Sadduseërs, en hy sê in Johannes 8 vers 44, hy sê, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? As ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit Elohim is, luister na die woorde van Elohim. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit Elohim is nie.
Daar's darem harde woorde wat Yeshua aan die godsdienstleiers gee van daardie tyd. Ouens, hulle lyk goed, hulle die toga aan, hulle lyk presies soos wat die godsdienstleiers moet lyk. Hulle praat die regte taal, hulle maak die regte klanke en hulle bid op die markpleine en hulle kom en hulle leer die mense wat die woord kom gee. Hulle leer die mense alles en hulle lyk great van buite af en weet jy wat sê Yeshua? Hy sê, julle luister nie na my nie, omdat julle nie uit Elohim is nie. Eerst is daar maar harde woorde, mense. Want hulle speel godsdiens, maar hier's niks aan die binnekant nie, en hulle dink, hulle praat uit Yahweh, hulle dink hulle funksioneer uit die gees van die lewende God, maar eintlik is dit 'n leengees wat onder die profete is. Romeine 10 vers 2, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir Elohim het. Hier praat hy van mense wat godsdienstig is, en hulle dink hulle is op die regte plek, hulle dink hulle is op die regte pad, want wat sê die woord in die boek van Spreuke? Daar's 'n weë wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So, hier sê die woord, want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir Elohim het, maar sonder kennis. In ander woorde, mense het soveel ywer, hulle doen soveel dinge, en hulle is so besig vir die koninkryk van die lewende God, maar hulle het geen kennis in terme van sy woord, en in terme van wie hy is nie. Geen kennis nie. Want omdat hulle die geregtigheid van Elohim nie ken nie, die geregtigheid van Elohim nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van Elohim nie geonderwerp nie. So wat doen hierdie mense? Hulle ken in die eerste plek, ken hulle nie die geregtigheid van Yahweh nie. Hulle ken dit nie. Hulle weet nie wat is Yahweh se geregtigheid nie. Dan probeer hulle eie geregtigheid oprig, en wanneer hulle eie geregtigheid oprig, dan kan hulle self nie aan die geregtigheid van Yahweh ons Elohim onderwerp nie. Met ander woorde, wat is die geregtigheid van Yahweh? Deuteronomium 6 vers 25, dit sal geregtigheid vir julle wees, wanneer julle sorgvuldig my insettinge, my verordeninge, my gebooie onderhou en dit doen. Dit is geregtigheid. So nou is daar soveel leenprofete reg oor die wêreld, in Suid-Afrika, waar jy ook al kom, wat hulle eie geregtigheid oprig, in steede daarvan om te hou by die woord van Yahweh ons Elohim, en om sy geregtigheid op te rig nie. Hartseer. Dit is 1 vers 15 tot 16, alle dinge is rein vir die reines, en vir die besoedeldes en die ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle Elohim ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. In ander woorde, daai leengees maak mense ongeskik vir die werk van Yahweh, want hulle tree op gruwelik en ongehoorsaam teenoor die woord van Yahweh. So wat is die eienskappe van die leengees? Wat is die eienskappe van die leengees? Eerstens, die doel is om te verlei en te mislei. Dis die eienskap. Sy doel is om te verlei en te mislei. Die eienskap van die leengees is om teen die waarheid van Yahweh te werk, teen sy doel en teen sy wil. En dan verder, dit manipuleer die mens en gebruik sy eie trots, sy eie selfsug en wêreldse begeertes om in die leuen te funksioneer. Die leengees, mense, hy veroorsaak geestelike duisternis waar die waarheid verblind word en bindings van die leuen plaasvind. En dan die doel is om totale verwoesting te bewerk. Dis die eienskappe van die leengees. Nou wat is die eienskappe van die waarheid? Die eienskappe van die waarheid is, dit is deel van Yahweh se karakter. Hy is waarheid. Halleluja, hy is waarheid. En die eienskappe van waarheid is, dit is absoluut en objektief. Wat beteken dit? Dit gaan nie oor jou gevoel nie.
Ja, maar ek voel nou soos 'n vrou. Ek is 'n man, ek is gebore as 'n man, maar ek voel nou soos 'n vrou. Dit het niks te maak met jou gevoel nie, mense. Die waarheid bly die waarheid. Dit is absoluut en objektief. Maar ek voel mos nou, en nee, die Gees het my nou so gelei. Die waarheid bly die waarheid. En die Gees van God werk altyd binne die raamwerk van sy woord en die waarheid. Want wat is die Heilige Gees? Hy is die Gees van die waarheid. En wanneer jy hoor iemand sê, ja, maar die Gees het vir my gesê, en ek voel van die lewende God af, dat dit is die waarheid. Nee, dit het niks te maak met jou gevoel nie. Waarheid is absoluut en objektief. Die waarheid bring lig en vryheid. Die woord sê ons dat die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid bring lig en vryheid. Die waarheid lei die gelowige in heiligmaking en geregtigheid. Die waarheid sal jou nooit lei om ongehoorsaam te wees aan sy woord nie. Dit sal jou nooit lei na goddeloosheid nie. Die waarheid sal jou altyd lei tot heiligmaking en geregtigheid. Die waarheid transformeer wanneer dit aangewend word. Dit transformeer jou lewe en die waarheid is vir ewig onveranderlik. Halleluja! Die waarheid is vir ewig onveranderlik. So mense, moenie jou oopmaak vir die leengees van die profete wat daar buite is, wat hierdie wêreld onder een stelsel wil bring, wat hierdie wêreld wil manipuleer. En onthou, dis nie net op 'n godsdiens vlak nie, dis op 'n sekulêre vlak ook, wat daar 'n leengees onder mense is. Wanneer 'n politieke persoon opstaan, en hy's besig om te praat, dan moet jy baie versigtig wees, want hoor nou wat ek vir jou sê, as daai persoon nie 'n wedergebore, 'n kind van Jahwe, bloedgewas, wat nie 'n verkeerde agenda het nie, wat die Gees van die lewende God in hom het, as hy nie so 'n persoon is nie, dan moet jy versigtig wees, want 'n leengees kan deur hom funksioneer. Want ek wil vandag vir jou sê, daar's nie een politieke persoon reg oor hierdie wêreld wat ek vertrou nie een nie, want hulle almal is 'n klomp leenaars. Want die ongelukkig bewys hulle self dat hulle is leenaars. Ongelukkig weet ons dat die wêreld is onder die beheer van die duiwel en sy trawante. Ons weet dit. Ons weet dat die wêreld en die wêreldleiers is in beheer of onder beheer van die duiwel en die demoniese magte om die een wêreldstelsel in gelid te kry en in beheer te kry, sodat hulle beheer kan toepas oor hierdie wêreld, sodat die woord tot vervulling kan kom in elke aspek. Mense, jy moet dit weet vandag, daar is 'n leengees wat daar buite is. Maar daar is een waarheid wat altyd sal vasstaan, en dis Johannes 14 vers 6, waar Yeshua sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So staan vas in die waarheid. Mense, moenie nou toelaat, dat 'n leengees jou enigsins beïnvloed nie, en daarom wil ek saam met jou bid, net daar waar jy is. Vader, dankie. Dankie dat ek kan bid vir elke persoon wat ingeskakel is oor hierdie uitsending. Vader, elke persoon wat nou na my stem luister, bid ek, Vader, dat U ons ore sal oopmaak en ons gees ontvanklik sal maak vir die waarheid wat verkondig word. Vader, maar ek bid dat Heilige Gees soos 'n radarstelsel sal optree, die oomblik wanneer daar 'n leuen verkondig word, dat ons dit onmiddellik sal identifiseer en dat ons sal wegbeweeg van die leuen af en dat ons sal vasgryp aan die waarheid. Ek bid vandag, Vader, dat U ons sal oordek en sal oorskadu. Vader, dat die bloed van die lam ons ore, ons oë, ons gedagtes en ons hart sal kom toemaak vir elke leuen wat oor hierdie wêreld kom. En Vader, al staan mense op en hulle verkondig dinge en ons tree op soos 'n Micha en ons durf dit om die waarheid te praat en hulle wil ons aanvat en hulle wil ons in die gevangenis sit en hulle wil ons slaan en doodmaak. Vader, dit maak nie saak nie, ons sal staan vir die waarheid van God se woord.
Gee vir ons die krag. Gee vir ons die wysheid en die insig. Vader, en ek bid dat die waarheid elke leuen sal openbaar en dat dit sal stikkend gebreek word deur die waarheid van God se woord. Halleluja. Vader, ek bid dat die waarheid sal kom vrymaak en dat mense wat geroep is vir die koninkryk van God, dat hulle deur die waarheid aangeraak sal word. Ek dank U, Vader. Ek loof U dat U in beheer is. U regeer tot in alle ewigheid en mag U regeer in ons lewe, mag U regeer in en deur ons en dat U verheerlik sal word. En dis ons gebed in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie. Mag jy geseënd wees. Geniet jou Shabbat verder. Tot volgende keer. Shalom.